teks vanmôre vind ons in 2 Tessalonisense 3, die 3de tot die 5de, en dan ook die 16de tot die 18de vers. Die Bybel sê, die Here is getrou. Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Deur die Here het ons vertroue in julle dat julle doen en sal doen wat ons julle voorhou. Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Mag die Here wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee. Die Here sal by julle almal wees. Nou skryf ek met my eie hand, groete, Paulus. So teken ek elke brief, dis my handskrif. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle almal wees. Amen. Pragtige gedeelte uit God se woord. En op grond daarvan gaan ek vanmôre dan ook in die woord van die Here met u deel. En dit was vir my treffend dat toe ek die preekgedagte uitgesoek het, die tragedie van die Bondi Beach nog nie daar was nie. En toe ons terugry Sondag toe ons nou die slegte nuus ook hoor, het ek net weer eens besef dat in tye van hartseer, in tye van sleg, in tye van wreedheid, in tye van haat, is dit net ek en u, die gelowiges, die kinders van die Here, wat weet dat hierdie ook 'n tyd van vrede en van oorwinning is. En daarom hierdie titel, die Here van vrede. En vir my is dit 'n diepgaande eienskap van God. Dit beklemtoon God se rol as die uiteindelike bron en die gewer van vrede. Ek en u kan nie vrede verstaan as ons nie God verstaan nie. En daarom, geliefdes, in vandag se vinnig veranderende wêreld, voel dit dikwels asof chaos ons omring, beslis laasweek. Chaos van wêreldwye krisisse, druk van sosiale media, tot persoonlike spanning soos werksvereistes en selfs familieverantwoordelikhede. Hierdie gevoel van oorweldiging kan ons laat voel dat ons nie geanker is nie en dat ons begin angstig raak oor wat om ons aangaan. Juis nou in hierdie feesseisoen met soms onnatuurlike verwagtinge. Maar te midde van dit alles is daar die troos van goddelike vrede wat allesomvattend is. Dit is vir my altyd treffend en kenmerkend die tyd van die jaar dat die wêreld ons verjaarsdag viering van Christus oorneem en dit so kommersieel maak en dit so amper angstiglik opgewonde maak dat ons nooit werklik besef dit gaan oor Christus en die Here. En daarom in tye van droogheid en in tye van verlatenheid moet ons geduldig wees. Tye van droogheid en tye van verlatenheid moet ons geduldig wees en wag, want daar is 'n terugkering van vertroosting en ons moet altyd ons vertroue op die Here plaas. Ons vertroos onsself deur die gedagte te koester dat God altyd met ons is. En dis waar, God is altyd met ons. En dat hy, wanneer dit nie altyd met ons te goed gaan nie, die toetsperk in my lewe toelaat vir algemene goed en versterking in my karakter en in my geloof. Iemand het eendag gesê, as ons nie probleme het nie, verstaan ons nie wat is dit om die Here te vertrou of geloof te hê nie, want waaroor hoef ons dan te vertrou? En daarom die feit dat ons nie noodwendig die vrede verloor het nie. En baie maal en juis in die bediening waarin ons vind, sê baie mense vir ons, maar ek voel nie die vrede nie, ek ervaar nie die vrede nie. Wat gaan aan? Die feit dat dit noodwendig nie daar gevoel en ervaar word nie, beteken nie dat God se genade nie daar is nie. Ons moet altyd weer ons vertroue op God plaas. Ons vertroos onsself deurdat ons die gedagte koester dat ons nie alleen die pad stap nie. God is met ons. Hy dra vir ons deur 'n tydperk van hartseer en bekommernis en selfverlating.
Daarom, kind van die Here, kom ons bemoedig mekaar met die uitvloei van die vredeskwaliteit van God se goddelike natuur. Jesaja die 26ste hoofstuk, die 4de vers, sê die skrif vir ons, vertrou altyd op die Here, want die Here God is 'n veilige toevlug. Vertrou altyd op die Here, want die Here God is 'n veilige toevlug. Ek dink dit is maar net daar ter wille van nie. Daar's 'n motivering, daar's 'n bemoediging. En daarom vanmôre, kind van die Here is nie net vrede nie, hy is die verpersoonliking van vrede. Hy is nie net 'n konsep nie, hy is in sy fisiese teenwoordigheid, toe hy hier op aarde geleef het, was hy die Here van vrede. En ons en die disippels was bewus van sy vrede in sy teenwoordigheid. Ek en u kan soms die gevoel of die ervaring van vrede miskyk, of nie waardeer soos wat dit werklik daar is nie, omdat ons in omstandighede selfs ons vind in plekke waar ons bekommerd is, of selfs vrees. Maar niks verander die natuur en karakter van God nie. Hy bly ons Here van vrede. Hy is nog steeds goddelik dieselfde en sy genade strek oral, of ons dit nou wil ervaar of nie. Geliefdes, die wêreldse prentjie is soms morbied en dit lyk asof God afwesig is. En die vraag word gevra, waar is God? In omstandighede soos die. God mag soms stil wees in ons konsep en in ons gedagtes, maar die Here is nooit afwesig nie. En ek wil dit met u vanmôre bevestig en beklemtoon, die Here is nooit afwesig nie. Filippense 4 vers 6 sê die skrif, ek dink u ken dit, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En daai versie ken ons. Maar die 7de vers, en ek het dit onderstreep, sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Mag ek my eie vertaling gebruik, wat alle logika te bowe gaan, wat alle normale denke te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes waggel. Dis my mooi, waggel. Dis asof God se vrede my gedagtes waggel, dat dit nie te ver en te vreeslik van die Here verwyder word nie. Eenvoudiglik gestel, kind van die Here, as jy die Here ken jy vrede. Want Jesus Christus is die Here van die vrede, en ons het dit in 2 Tessalonisense 3 vers 16 gelees. So, ek wil vanmôre 'n paar gedagtes met u deel. Eerstens wil ek vir u vra, kom ons ken, kom ons herken, kom ons sien sy naam raak, die Here van vrede. Paulus het hierdie seën ingesluit in sy sendbrief, en hy sê, mag hy, die Here van vrede, julle altyd vrede gee op allerlei wyse. Ons het dit gelees. Dit is vir my so mooi, wanneer Paulus sê, hierdie het ek met my eie hand geskryf. Ek het hierdie brief so geteken. Dis asof Paulus vir die gemeente wil sê, dis nie maar net nog 'n gedagte uit my hart vir die algemene kerk nie. Hierdie is persoonlik, is vir jou, vir u, vir my, vir ons. Dis asof Paulus sê, die genade van ons Here Jesus Christus sal met julle bly. Die vrede sal met julle bly. En ek, Paulus, teken met my eie hand hierdie waarborg. So vanmôre wil ek 3 dingetjies met u deel wat my opgewonde maak en wat vir my spesiaal is. En die heel eerste een is die intimiteit. Die God van vrede, die intimiteit wat ons het wanneer ons 'n God van vrede het. En hierdie uitbeelding is van intensiteit en van intimiteit. Want die Here self gee die belofte. Dis nie Paulus nie, hy sê dit nie. Dis nie tweedehands nie. Dit word ook nie tweedehands in werking gestel deurdat dit van een na ander oorgedra word nie. Nee, die Here kies ook nie, mag ek dit sê met respek, 'n engel om genade te versprei nie, of dit in werking te stel nie. Die Bybel sê, die Here is die Here van vrede persoonlik. Dis asof die Here vanmôre vir jou en vir my sê, ek wil 'n intieme
vredesverhouding met jou hê. Ek wil hê jy moet weet dat hierdie is spesiaal net vir jou. Intimiteit. Sy naam. Tweedens vanmôre sê die Here, en ek het dit genoem, ken sy naam die konstantheid. Dis nie asof die Here se vrede fluktueer soos die temperatuur of die weer nie. Maar dis konstant. Die Here sal vir jou altyd vrede gee, sê my Bybel. Daar's soms, geliefdes, onvoorspelbare gebeure in ons lewenspad, en dit jaag ons en dit maak ons miskien 'n bietjie ongelukkig en 'n bietjie ongeduldig, maar die weg wat ons loop, al is daar struikelblokke, al is daar verwarring, al is daar stryd, al is daar onenigheid, God sê, my vrede is konstant. My vrede is vir jou daar, ongeag hoe. En dis asof Paulus weer eens vir elkeen van ons beloof, dat hierdie ondervindings en hierdie vorderings, wat ons onsself in bevind, bevorder die bewuswording van God se vrede. God is konstant in ons lewens. Ons kan dit nie verander nie. Hy's altyd en altyd daar. Derdens vanmôre wil ek vir u vra, dat u sy naam ken, die God van vrede, as die oppermag. As God. My Bybel sê vir my, die Here sal vir jou vrede gee, altyd en op allerlei wyse. Dis nie 'n gewone rus en vrede nie. Dis 'n oppermag, dis 'n goddelike vrede. Dit kom van God. Daarom verstaan die wêreld dit nie heeltemal nie. En daarom kyk die wêreld vir jou en vir my 'n bietjie vreemd aan as ons deur omstandighede in moeilikheid staan en tog sê, maar ek het vrede in my hart. Ek het 'n rustigheid in my hart. Dis asof die wêreld sê, maar hoe kan jy? En dan kan ons sê, hierdie vrede is nie mensgemaak nie. Is nie konstitusioneel uitgedra en uitgeskryf en bevestig deur een of ander menslike magtiging nie. Hierdie kom van die oppermag. Dis God se vrede. Dis toegewyd aan sy unieke mate van vrede. Dit maak nie saak, en ek wil dit herhaal, geliefdes, waar jy bevind en wat jou situasie mag wees nie. Wat ook die faset of mate van God se vrede jy nodig het om jou lewe te verlig, dis daar. Dis beskikbaar. God is daar om in jou lewe te skyn. Laat my altyd dink aan 'n diamant wanneer ek die woord skyn of lig sien. En dit verhelder jou dag. En daar's altyd ligfasette in 'n diamant. En soos jy in die faset van jou lewe is, sal daar 'n lig skyn. En soos jy jou lewe omdraai, soms gaan dit goed, soms sleg, sal daar altyd die lig van God daar wees, om jou te troos, om jou te verhelder. Die Here van die vrede van God. Ek wil dit sê, en ek weet as ek my herhaal, dan vra ek om vergifnis, maar dit is vir my so belangrik vanmôre, dat ons weet en besef, die Here is ten volle bekwaam om vir ons vrede te gee. Hy is. Baie keer sukkel ons daarmee, want ons staan in omstandighede wat ons om ons kyk en nie opkyk, of ten minste na die Here toe kyk nie. En ek wil hê jy moet na die skrif lees en oplet wat ons hier het. Wanneer die behoefte aan 'n spesifieke voorsiening gevra word, beloof die Here dat hy dit sal onderskryf. Waar ook al jy jou bevind, die Here onderskryf sy vrede. Hy bevestig dit deurdat hy die Here is, die Here van vrede. Dis asof hy verstaan, en dis eintlik waar. Dis nie ons dink daaraan, maar God weet. Maar hy verstaan en hy weet van ons. En hy weet waar ons is en wat ons doen. En hy weet watter emosies ons onsself nou by bevind. Hy weet ook waar ons in die omstandighede is. En hy sê vir jou, ten spyte daarvan is ek die Here van jou vrede, my vrede in jou lewe. Dis asof hy ons verstaan en vir ons sê, ek gee die versekering. Ek waarborg dit. 2 Korintiërs, die 1ste hoofstuk, die 3de vers, sê die Bybel, geseënd
is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van vertroosting. Is dit nie mooi nie? Wat ons troos in al ons verdrukkings, sodat ons, die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God vertroos word. God is ons ontferming, God is ons vertroosting, en nou kom hier so 'n klein kinkeltjie. Dit wat God vir jou gee in sy vrede, is nie net bedoel vir jou rustigheid en vir jou kalmte, dis daar, maar sê die skrif, sodat ek ander ook kan vertroos. Dat ek ander ook kan bemoedig, dat ek vir ander ook kan sê, maar vertrou die Here. En as daardie ander weet wat in jou lewe aangaan, en hulle sien hoe jy die vrede van God uitoefen en beoefen, dan is daar 'n aantrekkingskrag om te sê, hoe doen jy dit? En dan het ons die voorreg om te sê, dis nie my krag nie, maar dis die Here God wat die vrede en die troos in my gebring het. Ek wil dit sê, neem kennis, kind van die Here, die Vader van genade en van vertroosting. Met ander woorde, genade en vertroosting is nie net beloof nie, dis verseker, dis beskikbaar, en dis asof die Here vir jou sê, asseblief neem dit. Ek het dit vir jou voorsien. Ek gee dit vir jou. In hierdie feestydperk waar ons so vrywilliglik gee, ek was die week weer betrokke by die hospitaal waar ons die kindertjies moes bedien of kindertjies help wat armoedig is, en toe die uitnodiging gaan, het daar sakke en kartondose vol kos en klere en geskenke gekom, en ons het dit toe uiteindelik gevat. En toe besef ek weer eens, net in die stilligheid van my hart, dat wanneer daar behoefte is, dan het ons in ons menswees 'n begeerte om te help, om uit te dra. En as ek en u dit kan doen uit ons beperkte menslikheid, hoeveel te meer God wat sien hoe dat ons soms onbevoeg, swaar kry, moeilike tye het, vir ons sê, maar kom kry nou vanmôre gratis van die Here van vrede vir jou. Ek wil dit sê, God bied dit aan, hy beheer die bron, hy het goddelike vrede. En daarom kom hierdie woord en dit verklaar dan, dat daar nooit 'n tekort sal wees nie. Dis vir my 'n aanmoediging, want as God die bron van vrede is, dan is daar nooit 'n tekort aan die beperking van God se genade nie, en aan God se vertroosting. Ek dink baie maal ons menswees, en ons menslike natuur maak, dat ons die Here nie wil pla, as ek dit so mag noem. Maar God sê, kom pla my elke dag, vir elke omstandigheid, vir elke geleentheid, kom pla my asseblief, ek is die bron van jou vrede, en dit sal nooit opraak nie. As jy tyd het by die huis, gaan lees gerus weer ons teksvers, Christus is die Here van vrede, die meester en beheerder van vrede, dus kan hy onbeperkte voorraad vrede in jou lewe instort. Hoe doen hy dit? Deurdat jy jou lewe en jou lig en jou hele wese aan die Here toewy. Ek het vanmôre 'n vraag wat ek vir u wil vra. En dit is, hoe leef ek hierdie vrede? Ek het nou hele stories vertel oor dit, maar hoe leef ek? Hoe doen ek prakties wat nou hier in die woord verkondig word? Maar kom ons begin met die Hebreëse woord vir vrede, shalom. Pragtige tyd van die jaar, vrede. En die Griekse ekwivalent, Irene. Mooi woord. Beide hierdie woorde dra die gevoel van omvattende vrede, as jy dit in oorspronklik gaan uitredeneer en belees. So die Here van vrees, die Here van vrede, is dus nie iemand wat oorloë of konflikte kan stop nie, alhoewel hy doen en hy het. Maar is eerder iemand wat na jou totale toestand kyk en 'n volwaardige welsynsondersoek doen. En ja, God is die God van die grootheid. God is die God wat konflikte kan en intree in mense se lewens en intree in regerings en lande en kontinente. Maar vanmôre voel ek, dis die Here wat in jou lewe wil intree en in my lewe. Daarom, hy kyk na ons toestand van volledige welsyn,
en hy voorsien, en hy herstel, en hy handhaaf. En dis ook vir my belangrik, dat ons vanmôre besef, die Here herstel, en hy handhaaf. So, wanneer die Grieks eintlik verklaar, dat vrede eenheid is, beteken dit is onverdeeldheid. Wanneer die innerlike mensheid, of die heelheid van die mens, 'n bietjie gebroke is, dan is dit die Here wat sê met sy vrede, ek kom stig weer eenheid. Ek kom sit weer by mekaar, wat so 'n bietjie losraak. Ek kom staan weer in die chaos van jou onsekerheid, en van die chaos van jou gemoed, en ek kom maak net seker, dat ek dit alles weer by mekaar bring. Ek blaas my volmaaktheid in jou wankelende gemoed in. Ek anker jou weer. Wat doen ek? Ek draai my hart na die Here, ek staan in sy teenwoordigheid, ek bid en ek vra, Here, kom staan my by. Laat my so dink aan die Hebreëse woord shalom, wat eintlik 'n toestand is, waarin alles soos God dit geskep het moet wees. Shalom is so 'n mooi woord. Dit beteken om in lyn met God se orde en God se doel te wees. En wanneer die Ou Testament hierdie woord gebruik, shalom, word dit in 'n verbondsverhouding met God beskryf, waarvan die mens aan die Here, aan God ondergeskik is, maar God se seëninge vloei na die mensdom toe. So hoe leef ek in God se vrede? Ek bly aan die Here ondergeskik. Ek staan in sy skaduwee, ek staan in sy beskerming. En daarom wil ek vanmôre baie vinnig net graag 3 klein aspekte of spesifieke maniere met u deel hoe ons dit kan doen. Eerstens, Jesus bring kalmte in 'n bruisende omstandighede. Dis vir my reg. Markus, die 4de hoofstuk, die 39ste vers sê, en hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil, en die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Jy ken die gedagte, jy ken die pragtige storie. Hy het gesag oor die skepping, en ons lees dat sy disippels verbaas was, en hulle sê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Dis die God van vrede. Selfs gaan lê die golwe, en nie soos in 'n duining nie, onmiddellik, sê die skrif. En ek wil vanmôre vir u sê, wanneer die Here van vrede in jou hart inspreek, is dit onmiddellik. Dis dadelik. Daar's nie nog skommelinge nie. Daar's nie nog roering nie. Dis onmiddellik. So die Here bring eerstens vir jou kalmte. Hoe leef ek hierdie vrede? Ek leef dit in kalmte. Tweedens, bring die Here vir my eenheid in hierdie bruisende omstandighede. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Geloof het my geregverdig, en nou het ek vrede in my hart. Wanneer ons gemoed ons aanval, en ons gemoed val ons aan, dit is so, dan het ons uiteindelike toevlug in ons verhouding met God. En ons moet hierdie menslike emosie met ons vir 'n rukkie net onderdruk en weet dat ons in eenheid met God staan. Niks tussen ons en die Here nie. Hy het daardie versoening vir ons bewerkstellig. En derdens, bring die Here dan daardie versoening. En dis vir my die opgewondenste van die 3, want nou weet ek, omdat ek met die Here versoen is, kan ek met vrymoedigheid die Here aanroep in gebed. Ons leer ons kinders, en is reg dat ons elke aand moet bid, en ons moet gaan kniel vir die bekkie, maar ek wil vir u sê, wanneer die nood druk, dan het u toestemming om onmiddellik met God te praat. En as daar nie tyd is om dit te doen nie, dan praat u, ag Heer, help asseblief. Stuur net die vrede in hierdie omstandighede waar ek my nou in bevind, sodat ek dit kan oorkom en kan aanbeweeg. Efesiërs 2 vers 14 sê die Here vir ons, want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Ons het nie meer 'n hoëpriester nodig. Ons het Jesus Christus, die God van vrede. Geliefdes, hierdie wonderlike eienskap word die Heilige Gees aan ons bevestig. Hy staan in ons midde, hy versoen ons met vergifnis, en wanneer ek vergewe word van my sonde, het ek vrede. En alles daarna is vervullend en versterk. Hierdie eenheid
word bewerkstellig tussen God die Vader en Jesus Christus, toe hy sonde uit die weg geruim het, en hy ons met God verenig het. En hierdie Here van die vrede bewerk nou elke dag hierdie versoening in ons lewens. Efesiërs 2 vers 16 sê, deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen tot een liggaam verenig. En toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby is. Vers 18 sê, deur hom het ons almal, Jood en nie Jood, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowige en lede van die huisgesin van God, sê die Afrikaanse Nuwe Vertaling. Medegelowiges, lede van die huisgesin van God. Ek wil afsluit deur te sê, vandag word ons nie net geroep om mekaar in Jesus se naam lief te hê nie, maar word ons hulpmiddels gegee om deur versoening en gebed by die Here in te tree. Daarom wil ek dan vanmôre sê, kind van die Here, wees vertroos. Daar's geen stres of toets, geen persoon wie suksesvol kan weerstaan wat die Here van vrede kan bewerk in die kalmte in jou lewe nie. En dis my God wat dit waarborg, dis u God wat dit waarborg. Hy bring eenheid, hy bring voorsiening in jou lewe. Hy's die Here van elke situasie, staan hy in jou hart. Elke omstandighede sal hy reël vir vrede wat vir jou beskikbaar kan wees. Johannes 14 die 27ste vers sê, vrede laat ek vir julle na my vrede. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontstel word. Julle moenie bang wees nie. So in gebed, dierbare kind van die Here, spreek vrede tot ons. Dit spreek tot die voorsienigheid van sy vrede in ons hart. Gee my vrede, o Heer, om oorwinning te kry. Gee my gerusheid. Stel my gerus dat in elke potensiale onrusbare situasie ek weet, ek is nie alleen nie. Ek het vrede by God. Ek wil vanmôre as 'n Kersgeskenk vir u sê, God gee vir u die geskenk van vrede. Maar dis nie lukraak nie. God se vrede vereis 'n verhouding met hom. God se vrede vereis dat jy aan sy heerskappy onderwerp. En om God se vrede te ervaar, moet ons lewens in lyn bring met sy wil en sy gesag. En dan is dit gratis. Dan is dit God se vrede. So kom, ons gee ons vrese. Kom ons gee ons kommer. Kom ons gee ons begeertes oor aan sy wil. Want God is Here. En kom ons lewe buite die erkenning van waar opstand ons wil druk in 'n plek waar ons nie wil wees nie. Kom ons lewe in 'n lewe wat nie net vir onsself en ons eie lewenstyl is nie. Kom ons lewe dit waar konflik ons plaas, ons kan sê, ek het vrede by God. Sodat wanneer ons aan die Here onderwerp, God se wysheid, dan is God se tyding selfs verder is wat ons wil verstaan, reg en korrek en beslis. God vul en beskerm sy vrede in jou hart. En daarom wil ek vir u sê, geliefde kind van die Here, spreek elke dag God se vrede in elke konflik of probleemsituasie. Want Filippense 1 vers 4 sê, ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. Oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. En sê Jesaja 9 vers 5, want 'n kind is vir ons gebore. 'n Seun is aan ons gegee. Hy sal die heerser wees met die koninklike titels. Hy sal die heerser wees met die koninklike titels. Wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Vredevors.
vrede vors. Sy heerskappy en vrede sal voortdurend uitbrei en nooit ophou nie. Amen.